Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus Christus. Ek gaan vir julle lees uit 1 Samuel 25 vers 2 en 3. En daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, en die man was baie vermoeiend. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad, en hy was besig om sy skape te skeer in Karmel. En die naam van die man was Nabal, en die naam van sy vrou Abigail. En die vrou het 'n goeie verstand gehad, en was mooi van aansien, maar die man was grof en boosaardig, en hy was 'n Kalebiet. Die eerste ding wat ons oor hierdie man leer is waar hy gewoon het, Maon, met sy besigheid in Karmel, en dat hy 'n baie ryk man was, 3000 skape en 1000 bokke. Daar is 4 soorte rykdom. Daar is rykdom in wat jy het, rykdom in wat jy doen, rykdom in wat jy weet, en rykdom in wat jy is, of die rykdom van jou karakter. Nabal was 'n baie ryk man, maar net ryk aan wat hy gehad het. Hy het die laagste soort rykdom gehad. En hy was besig om sy skape in Karmel te skeer. Dit was die oestyd vir 'n skaapboer. Omdat dit 'n seisoen van insameling was die skaapskeer 'n tyd van weelderige gasvryheid teenoor ander. Die naam van die man was Nabal. Dit is nog 'n aanduiding van sy lae karakter, omdat die naam Nabal dwaas beteken. In eertydse Israel is name dikwels met 'n persoon se karakter verbind. Ons weet nie of Nabal hierdie naam gekry het, of dat hy dit verdien het nie, maar hy het beslis daaraan voldoen. Die feit dat hy van die huis van Kaleb was, kan ook 'n ontvleiende beskrywing van Nabal wees, want Kaleb beteken hond, en om van die huis van 'n hond te wees, was geen kompliment nie. Aangesien die woord Kaleb 'n hond aandui, het die Septuagint dit verstaan as 'n man met 'n hondige aardheid, en vertaal dit so: hy was 'n doggish man. Abigail, 'n vrou met goeie begrip en pragtige voorkoms. Nabal se vrou was pragtig en wys, in teenstelling met Nabal self. Die Bybel gee Abigail groot lof wanneer dit sê sy het 'n pragtige voorkoms gehad, want die enigste ander vroue wat hierdie Hebreëse frase op hulle toegepas het, is Rachel in Genesis 29 en Esther in Esther 2. Hoe het 'n vrou soos hierdie ooit met 'n man soos Nabal gepas? Ons kan dit verstaan in daardie tyd van gereelde huwelike, maar daar is vandag baie Abigails wat in daardie plek is, nie omdat die huwelik gereël is nie, maar omdat hulle dit gekies het. Dit is merkwaardig hoeveel Abigails met Nabale trou. Godvreesende vroue, teer en saggeaard in die sensitiwiteit, hoogmoedig en edel in hul ideale, word 'n onoplosbare verbintenis verbind met mans vir wie hulle geen ware affiniteit kan hê nie. Want selfs al het hulle nie 'n onoorwinnelike afkeer nie. Mag ek liefdevol maar ferm vir jou sê, as so 'n omstandigheid jou getref het, is dit geen rede vir jou om die wet van die land aan te roep om uit die verstrengeling te kom nie. Miskien het God geweet dat jy die vurige beproewing nodig het om jou te verontmoedig en vir jou getuienis vir jou maat te maak. Die Bybel sê jy moet bly soos jy is. Miskien sal daar eendag na jou toe kom, soos daar na Abigail gekom het, 'n nuwe geleentheid. Maar tot dan is dit vir jou om die genade en krag van die Here in jou hart te bewys, om jou te versterk en rein te hou. Broer en suster, lees hierdie woord, hou dit in jou hart, leer dit. God is nog steeds getrou. Ek bid vir julle elkeen, en ek bid vir krag en wysheid, sodat die Here hulle sal lei elke dag. Gaan in vrede in Jesus naam. Amen.